Daar's hy. Hallo julle. Ek groet julle weer vandag in die wonderskone en pragtige, mooi en wonderlike luisterryke naam van ons Here Jesus Christus. En ek is bly dat ek weer 'n woord vir julle kan bedien. Nou, ek wil vandag met jou praat oor 'n geweldige, belangrike saak wat ontsaglike waarde het vir die kinders van die Here, vir ons wat op pad is hemel toe. En eintlik is hierdie 'n woord vir die eye-opener vir die hele wêreld. Vir almal wat op die aarde leef, behoort hierdie woord te kan hoor. Dis 'n nooit eenvoudige teaching uit die woord van die Here uit. En my gebed is dat dit jou gaan help en dat dit ander mense gaan help. En as jy dit in 'n Bybelstudie of in 'n woordskool wil gebruik, glo ek, dit kan baie mense help. Die saak wat ek oor gaan praat vandag is wat Romeine 3 van praat, regverdigmaking en geregtigheid. Regverdigmaking en geregtigheid. Jy het seker omtrent op baie dienste gehoor of in kerke gehoor of selfs daarvan gelees. Maar dis jy moet aandagtig luister as jy wil hê die woord met jou vir iets beteken. Nou kom ons gaan saam lees uit die woord van die Here. Ek lees uit Romeine die 3de hoofstuk en ek gaan lees vanaf vers 19 tot 24. Baie belangrik. Hoor wat hy sê. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doenwaardig kan wees, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom, dit is voor God, regverdig sal word nie. Want deur die wet is die sonde, is die kennis van sonde. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Hoor wat sê die Here. Daar's geen onderskeid tussen mense op die aarde van ras of nasie of geslag nie. Daar's geen onderskeid in God se oë nie. Want almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En ons wat gesondig het, hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Kosbare woord hierdie. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Nou kom hy met die vraag, waar is die roem? Antwoord die Here, hy sê dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Kom ons benader hierdie hele saak nou by die vraag wat Job gevra het. In Job 9 vers 2 vra hy 'n vraag. Hy sê, hoe kan 'n mens regverdig wees voor God? Ja. Nou kyk, Job was ons het die Bybel wat begin by Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Daai eerste 5 boeke is deur Moses geskryf, en dit is die eerste boeke wat geskryf is, en dit word genoem die Pentateeg. Nou die boek van Job is nog voor dit geskryf. So Job gaan baie ver terug, en dit is, hy's 'n baie regverdige man gewees. Hy was een van die regverdigste mense op die aarde. En hy het in die dae van die Pentateeg geleef. Nou die Pentateeg is nou Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium, die eerste 5 boeke. En hy was een van die vroegste patriarge gewees. En dan gaan hy verder en hy stel sy saak rondom die vraag, hoe kan 'n mens regverdig wees voor God? En hy kom met die redenasie. Hy sê, want God is so geweldig groot. God het deur 'n woord gespreek, sê Genesis, en dit wat nie bestaan het nie, het tot stand gekom. Wow, dit is skepingsvermoë. Hy sê, Job kom en hy sê, God is so kragtig. God is almagtig. God is alwetend.
Hy sê God is alsienend. En God is alomteenwoordig. Dan sê hy, die Ou Testament sê, wees heilig want ek is heilig, sê die Here. In 1 Petrus 1 vers 16 haal Petrus dieselfde woorde aan, wees heilig, want ek is heilig, sê God. Nou in die lig van hierdie dinge, sien ons hier is 'n man Job, onder die geweldige oortuiging van sy eie nietigheid, en van sy eie geringheid, van sy eie verlorenheid, van sy eie skuldgevoel, sy eie leegheid, kom en hy vra hierdie vraag, hoe kan 'n mens dan voor God regverdig wees? Hy glo God is absoluut soewerein, hemelrein. God is 'n regter. Die Bybel sê God haat sonde en hy straf sondaars. En hoe kan enige mens voor so God regverdig wees? Ek het al mense gehoor wat vir my sê, wat die dag as ek by die Here kom, sal die Here na my luister, ek sal vir hom so en so 'n storie spin, en hy sê, tog ek jou dwaas. Job vra, hoe kan jy jou saak voor so 'n God soos daardie gaan regverdig verklaar? As jy Job 9 gaan lees, sien jy Job kom met 'n hele redenasie oor hoe kom jy nie moontlik voor God so groot en 'n geweldige heilige God kan kom staan en jou saak vir hom kan regverdig. Nou hierdie vraag wat hy vra, hoe kan 'n mens voor God regverdig wees, is die basiese vraag wat elke godsdienst op hierdie aarde probeer antwoord. Hoor my. Hulle almal wil weet, hoe kan ek die oordeel van God ontvlug deur vir God aanvaarbaar te wees en sodoende sy hemel toegelaat te word. En almal hierdie godsdienste het dieselfde verklaring, en dit is dat jy dit kan bereik deur jou intensie om 'n goeie mens te probeer wees, om goeie dade en goeie werke te doen, en om deur godsdienstige rituele te gehoorsaam en reëls en seremonies en gebruike na te kom. En jy sien, in alle geval probeer hulle vir jou sê dat deur goeie werke kan jy by God aanvaarbaar word. Maar die Bybel verklaar baie duidelik dat niemand so by God geregverdig sal word nie, en die oordeel van die hel sal vryspring nie. Met ander woorde, dit is nie moontlik om so by God regverdig te word. Die regverdig verklaring kan alleenlik van God in die hemel afkom. Die regverdigmaking kan alleenlik van God se hemel afkom na ons op die aarde, en alleenlik God kan dit moontlik word. Daarom sê Efesiërs 2 vers 8 tot 10, hoor wat sê. Hy sê, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Nou hier kom dit, wat sê? Dit is die gawe van God. It is the gift of God. Jy kan dit nie koop nie, jy kan dit nie verdien nie, jy kan dit nie met werke verkry nie, jy kan dit op geen manier wat op hierdie aarde is, kan jy dit bereik nie. Dit is 'n geskenk van God aan almal wat bereid is om in Jesus Christus te glo. Dit is die gawe van God, sê Efesiërs 2. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. En dit is wat die Here hier vir ons op aardbewoners in die boek van Romeine wys. En die Here sê vir ons hier so Romeine, daar is niemand regverdig op hierdie aarde nie, niemand nie. En die Here sê dat uit die werke van die wet sal niemand geregverdig word nie. Al die pogings van die vlees is dus hopeloos om jouself voor God geregverdig te kan kry. Nou hierdie stelling wat ek nou gemaak het, is 'n vernietigende doodskoot vir die godsdienstige mense. Die Jode was die mees godsdienstige en is die mees godsdienstige mense op hierdie ganse aarde. Hulle het geglo as hulle die wet nakom en die 10 gebooie tot elke Jood aan titeltjie van die wet onderhou en dit perfek onderhou, dat hulle so deur hulle dade en hierdie onderhouding van hulle die toegang sal verkry in die hemel van God in. En terwyl God sê dit is nie moontlik. Hier in Romeine sit die apostel Paulus dit heeltemal uiteen, dat die doel van die wet is nie om mense regverdig te kry nie, maar om mense te veroordeel. Die wet is nie vir jou, wys nie vir jou hoe goed jy is, wys nie vir jou goed ek en jy is nie. Maar die wet wys vir ons hoe sleg ons is in die oë van die Here. Nou wat sê die woord? Hy sê wees heilig want ek is heilig. Hy sê wees dan volmaak soos God volmaak is. Is dit moontlik? Nee, nie op ons aardse manier nie. Jy sien, God se standaard word nooit verlaag na die mens se standaard toe nie.
Micha 6:7 kom Micha en hy die profeet skryf verder. Hy sê, waarmee sal ek na die Here toe kom? Sal ek met brandoffers na hom toe kom, duisende ramme vir hom offer, sal ek 10.000 riviere van olie na hom toe bring. Hy gaan verder, hy sê, sal ek selfs my vlees, sal ek my kind offer na die Here toe, sal dit my regverdig maak? Nee, dit is nie wat God sal beweeg nie. God se standaard is perfekte heiligheid. En niemand op die aarde kom daarby nie. Romeine 3:19 sê dat al hierdie waarhede wys vir ons dat elke mond op hierdie aarde gestop gaan word, sê die Here. Geen redenasie van 'n mens kan jou in die oë van God regverdig verklaar nie. Die Bybel sê niemand is regverdig voor die Here nie. En dan kom vers 21 en hy sê, maar, o prys God. Hy sê, maar, hoor nou, ons het nou genoeg gehoor van hoe verlore ons is. Ek het nou genoeg vir ons gesê hoe sleg ons is, hoe hopeloos ons is. Maar vers 21 van Romeine 3 vers 21 sê, maar nou is die geregtigheid. Geregtigheid beteken vrygespreek te word. Nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en dit ontbreek al aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Geregtigheid moet van God na ons toe kom. Ons kan dit nie nakom nie. Ons is te vrot en te verlore en te sondig en te elendig, en dit is wat Job sê en wat Micha sê. Ons is te goddeloos. Al wat ons in God se hemel sal kan inkry, is 'n geregtigheid gelykstaande aan God se eie geregtigheid. Hoor jy wat ek sê? Al wat ons in God se hemel gaan inkry, is 'n geregtigheid gelykstaande aan God se eie geregtigheid. Wow. So die wet is daar om ons te verdoem. Jy kan alleenlik geregtigheid verkry word. Die Bybel sê dit is deur Jesus Christus wat tot ons gestuur is op die regte tyd. Paulus was een wat perfek die wet nagekom het. Die Bybel sê hy was onberispelik in die hou van die wet. Hy was perfek amper met die hou van die wet. Hy was groot in opkom onder die Jode. En toe keer God hom op die Damaskuspad voor en hy kom tot 'n goddelike bekering. En hy sê Filippense 3 vers 8, toe hy God se geregtigheid se liefde sien, hy sê ek het alles, hierdie eie onderhou van die wet van my kant af, ek het alles as drek beskou en om Christus as wins te verkry. Hy sê, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, dit het my niks gebaat nie, maar met die geregtigheid van God in Christus Jesus, o prys die Here. Hier het ons nou die boodskap van die goeie nuus, die blye boodskap van die Nuwe Testament, dat slegs deur geloof in Jesus Christus alleen kan elke mens op hierdie aarde regverdig gemaak word. Dit beteken om in die regte verhouding, regverdig maak beteken om in die regte verhouding met God te kan wees as sy kinders. Wow. Vandag wat die Romeinse Katolieke Kerk nog steeds vir jou sê dat jy deur goeie intensies en goeie dade 'n regverdige stand voor die Here kan bereik, dit is 'n leuen, jy kan dit nie so doen nie. Net God alleen kan ons regverdig maak. Dit is vir ons soms moeilik om te verstaan, om God se hart te begryp met betrekking tot sonde en vergifnis. Vir ons is nie moeilik om te dink dat God ons behoort te vergewe nie, terwyl ons self baie moeilik baie keer vind om mense te vergewe wat ons te nagekom het en ons seer gemaak het. Esegiel 18 vers 4 sê, die siel wat sondig, die moet sterwe. Dit is wat God sê. Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood. God het die mens sonder sonde gemaak, Adam en Eva, maar hulle het 'n keuse van hulle eie keuse, hulle wilsbesluit, het hulle self van God afgesny en hulle verlore gaan, sonde in die lewe ingekom. En dis wat Romeine 3 vers 23 sê, daarna is alle geslagte op die aarde volgens die gevalle natuur van Adam en Eva gebore, nadat hulle die tuin uitgeskop is, nadat hulle die heerlikheid verloor het, toe is al die geslagte van die aarde gebore. Romeine 3 vers 23 sê, daarom almal het gesondig wat op die ganse aarde is, en niemand is regverdig nie. Romeine 5 vers 12 sê, die sonde
het die dood gebring, en die dood het tot alle mense deurgedring. Jo. Hoor wat sê Genesis 6 vers 5 en 6, dat al die gedagtes van die mens sleg is, en daar is niks goed in hulle nie. Sondige mense kan God se hemel nie ingaan nie, en al wat oorbly is ewige straf, die ewige hel. En nou kom die goeie nuus. God se plan van regverdigmaking. God kom, en nou kom God se plan in aksie. God moet op 'n manier vir ons as mens wys hoe sleg ons is. Hy moet vir ons wys dat daar niks goed in ons nie. En hy kom en hy begin sy plan van regverdigmaking, en hy kom deur Moses, gee hy die wet, die 10 gebooie, die kliptafels wat God met sy vinger geskryf het, die 10 gebooie. En saam met dit in Levitikus en Numeri en Deuteronomium, daar ordes van ander seremoniële wette en reinigingswette gekom. En die wet is ongenaakbaar moeilik om te kan onderhou. Die Bybel sê, as jy een gestruikel het, het jy aan almal van hulle gestruikel. En nou kom Romeine 3, en dus niemand kon dit onderhou nie. Romeine 3 vers 20 sê, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor God regverdig sal wees nie. In die beskuldigingsbank van God se hof kan geen mens vrykom nie. Die mense oë het oopgegaan. En hoor wat so mooi sê Galasiërs aangaande die wet, Galasiërs 3 vers 24. Hierdie wet was dus, verskoon by, ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. So wat het die wet gemaak? Wat deur God moet doen? Die wet is heilig, sê die Bybel, is reg. Wat het die wet gemaak? Dit het ons onvermoë gewys om reg te kom. Dit het vir ons gewys hoe swak en hoe vrot en hoe sleg is ons. Ons kan onsself nie voor God regverdig maak nie. Dit het ons laat besef, ons het hulp nodig. Romeine 3:20 sê, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie. Galasiërs 3 vers 10 en 11, want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig sal word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Romeine 3 vers 28, dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. So wat God sê is dit, geen werke van goeie dade en so kan jy regverdig vermaak nie. Omdat God se eis van geregtigheid so baie hoog is vanweë sy heiligheid, kon God niemand forceer om ons te kom red nie. Ons het 'n middelaar nodig gehad. In 1 Timoteus 2 vers 5 sê, daar is een God en een middelaar en tussen God en die mens, en hierdie middelaar is Jesus Christus. Jesus Christus het ingestem om die heilige eis van die wet van God te kom volbring. En hy kom na hierdie aarde toe, gebore uit die reine maagd Maria. Hy is God se saligheidsplan. Jesus word gebore deur Maria, die reine maagd wat God uitgekies het. En Kersfees wat nou voorlê, gaan ons dit herdenk dat Jesus gebore is. God het, Hebreërs 1 sê, God het vir Jesus 'n liggaam berei uit die geslag van Dawid. Maar die bloed wat in Jesus se are gevloei het, het nie van Josef afgekom nie. Want in die normale gang van die lewe as vaderskap betoets word, dan word die bloed van die vader met die kind se bloed getoets, en dan sal die wys dat wie die vader van die kind is. So, die bloed kom van die vader af na die babatjie toe, maar die baba Jesus wat gebore is deur Maria, daar was die bloed wat van Josef af na hom toe gekom het, want sy is deur die bonatuurlike konsepsie van die Heilige Gees en sy swanger geraak. So die bloed wat in Jesus se are gevloei het, kom van God af. Net soos die eerste Adam, daar was nie 'n mens betrokke toe die eerste Adam geskep is. Hy het bloed in sy are gehad, maar God het hy bloed gegee. Daarom sê Romeine 5 dat Jesus het die tweede Adam geword. En Jesus kom in elke opsig. In elke opsig word hy aan die mens gelyk. Die sondeskuld moes betaal word, maar onthou dat Jesus het die prys nie betaal as God nie. Hebreërs 2 vers 14 sê hy het in alle opsigte aan ons as mens gelyk geword.
Hy is in elke opsig versoek as wat ons versoek is, hy het elke versoeking oorwin, en hy het 'n rein en 'n heilige lewe voor God gelewe. En Johannes, die doop beroep uit Johannes 1 vers 29, toe hy Jesus by die Jordaan sien, hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Prys die Here. Jesaja kom en hy beskryf dit so mooi, Jesaja 53 vers 5. Hy sê, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Jesus gewees. En ons sien hoe die Here Jesus sy aardse bediening beoefen. Na 3 jaar kom sy pad na Getsemane toe. En hier in Getsemane stoei hy met God sy Vader in gebed. Hy sê, laat nie die beker by my verbygaan, maar hy ledig, hy sê, maar as dit nie u wil is nie, laat u wil geskied. En hy ledig daai beker. Engele kom en versterk hom. Hulle kom en arresteer hom daar en hulle vat vir hom na die hoëpriester toe. Daar by die verskoon my, by die plek van die plaveisel het hulle hom geslaan en 'n doringkoor op sy kop geforseer en met die vuis geslaan en gesê, profeteer vir ons, wie het jou geslaan? Nadat hulle hom geblinddoek het, nadat hom met 39 houe met 'n kats geslaan op sy rug, daar het bloed al begin vloei. Van daar af, oorals op die Via Dolorosa waar hy geloop het, het hy sy bloed vir hom afgedrup. Tot by Golgotha het hy homself op die kruis gaan neerlê. En hulle het hom daar gekruisig, daar het die laaste paar druppels, 'n bietjie bloed in hom uitgevloei uit sy liggaam uit. En hy het die volbragte prys betaal. En hy is begrawe. En toe Jesus op die kruis sterf en hy uitroep, Tetelestai, dit is volbring. Want ek het laas keer daarvan gepraat, toe skeer hy voorhangsel in die tempel, van bo tot onder toe, van God se hulp, van bo van God en na onder toe, na die mense toe. En hy tempel skeer oop, wat beteken, van nou af sal alle mense toegang direk tot God se genade troon hê. Prys die Here. Ons hoef nie meer deur mense te gaan om vir ons te bid. Ons stap nou direk na die genade troon toe. Ons gaan reguit direk na God toe gaan en ons roep hom aan in die naam van Jesus Christus, direk toegang. En toe Jesus op die kruis sterf, toe skeer hy voorhangsel. Hulle het hom begrawe, maar die 3de dag toe staan hy op uit die graf, soos wat hy gesê het. En Maria kom en sy wil hom aanraak in die tuin, sy sê, Rabboni, hy sê, Maria, raak my nog nie aan nie, want ek het nog nie na my Vader toe gegaan nie. En hy vaar op na sy Vader toe en hy vat hierdie bloed wat hy gestort het en hy doen 'n ewige bloedversoening, sê Hebreërs 9 vers 12. Hy het 'n ewige versoening by Vader met sy bloed gebring vir jou en vir my en vir almal wat wil glo in hom. En daarna het hy by sy disipel gekom en hy sê vir Thomas, kom druk jou hand hier in my hand, die wonde vir my hand en die wond in my sy. So hy was al klaar by die Vader gewees, het hy 'n versoening vir ons kom doen. En die wet het 'n offer geëis van 'n heilige, sondelose natuur. En Jesus was dit. Hebreërs 5 vers 1 tot 9, 2 Korintiërs 5 vers 21. Die wet het 'n volmaakte gehoorsaamheid geëis en Jesus het dit volbring. Hy was gehoorsaam tot die dood toe. Die wet het 'n plaasvervanger vereis met onbesmette bloed wat 'n ewige versoening kon bring en die sondeskuld vir altyd kon wegneem, nie bedek nie, dit wegneem. En Jesus het dit gedoen. 2 Korintiërs 5 vers 15 sê nou, Jesus het vir almal gesterwe sodat die wat lewe nie vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Prys die Here. Deurdat ons nou Jesus Christus aangeneem het as 'n verlosser, word daar iets aan ons toegesê of toegereken wat net aan Jesus Christus behoort. En dit is die ewige lewe. Kolossense 3 vers 3 sê, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. 2 Korintiërs 5 vers 21, want God het Jesus, wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom, die vryspraak van God in hom. So regverdigmaking en geregtigheid beteken dus, Romeine 3 vers 24, dat ons as sondaars word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Jesaja 53 is vir my so mooi. Vers 5, hy sê, maar hy terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is Jesus verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.
Romeine 3 vers 26 sê ons word regverdig verklaar alleenlik deur om in Jesus Christus te glo. Ons moet eers in Jesus kom voordat ons regverdig gemaak kan word. Nou hoor, dit gaan ek iets baie belangrik sê. Sommige geskit, maar dit is belangrik. Solank as wat ons net kerkgangers is sonder bekering, het ons tot 'n verstandelike instemming gekom dat ons weet wie Jesus is, maar dit maak ons die kinders van God nie. Om deur die geloof in Jesus Christus geregverdig word, beteken dat ons moet doen wat die geloof van ons eis. Jakobus 2 vers 20 sê dat geloof het werke. Hy sê, maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Wat beteken dit dan om in Christus Jesus te kan kom? Om die ewige saligheid te kan hê. Dit beteken die werke van geloof. As ek sê ek glo in God en ek glo in Jesus, moet daar werke nou kom. Die werk is eerstens bekering. Toe Jesus sy bediening begin in Matteus 3, sy bekeer julle want die koninkryk van God het naby gekom. So die eerste stap tot 'n regverdiging van God se kind te kan word, is om my tot 'n bekering te kom, om my sonde te bely. Romeine 10 vers 10 sê, met die hart glo ek tot geregtigheid. Ek glo God se boodskap van geregtigheid. En met die mond bely ek tot redding. Bely beteken 'n hardop uitgedrukte gedagte. Ek vertel die Here, ek roep hom aan, ek vra vir hom, vergewe my, ek is 'n sondaar, red my siel. En ek bely my sonde. En 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ek my sonde bely, sal God my vergewe. En in Johannes 1 vers 7 sê, die bloed van Jesus reinig my van alle sonde. En as God sê alles, bedoel hy alles. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. Dis wat dit is om 'n Christen te wees. 2 Korintiërs 5 vers 16. Na ek tot bekering gekom het, die baie belangrike stap, die doop van 'n gelowige mens. Markus 16:16, Romeine 6 vers 4, Kolossense 2 vers 12. Wanneer ek gedoop word, dan lê ek die openbare belydenis af voor God en voor mense, dat ek my hart en my lewe, my wil aan God oorgegee het, en ek neem die stap van geloof en ek volg Jesus deur die doopwater van die gelowige, en dan word ek gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, gebaptiso. Ek word geheel en al onder die water gedruk, en wanneer ek uit die water uitgelig word, Romeine 6 vers 4 het die mooi beskrywing, waar die ou mens word saam met Christus begrawe, die oomblik as jy onder die water verdwyn, as jy uit die watergraf uit opstaan, dan het die ou mens agtergebly, jy het nou 'n nuwe lewe opgestaan, soos wat Jesus uit die graf uit opgestaan het, om voortaan in 'n nuwe lewe vir Jesus te kan lewe. Prys die Here, is oorgawe. En 'n vrygespreek van die sonde, het ek nou 'n diensknegt geword van die Here. Nou kan ek vir die Here Jesus leef, daaglikse heilig maak. En dit is die wil van God, sê 2 Tessalonisense. Dis die wil van God, is julle heiligmaking. Heiligmaking beteken om vir God te lewe, toegewyde lewe te lewe elke dag, om vir hom opreg te kan dien en om uit jou hart uit te kan lief hê. En jy sien, die eis van geregtigheid is betaal op Golgotha. Daar het 'n reiling plaasgevind, Jesaja 53, Jesus het ons plekke geruil. Daar het regverdigmaking het dus te doen met jou gestand, met jou stand voor God, is ons posisie voor die Here. Wedergeboorte het te doen met die verandering van jou sondige natuur. En dis wat 2 Petrus 1 sê, wanneer jy tot 'n bekering kom, Petrus kom en hy skryf in 2 Petrus 1, hy sê dat, hy sê, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word deur die kennis van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, en sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe van elke dag dien, en tot die godsvrug van elke dag, en deur sy heerlikheid waarmee hy ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg, waardoor hy ons die grootste kosbare beloftes geskenk het, sodat ons daardeur deelgenote kan word aan die goddelike natuur. Wanneer ek my hart en my lewe vir Jesus gee, kom woon die Heilige Gees. Efesiërs 2 sê, die Heilige Gees kom woon nie binne in jou hart, en hy verseël jou die oomblik wat jy die evangelie glo, en jy die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding glo. En glo beteken jy bekeer jou, jy gee jou hart jou lewe vir Jesus, jy glo in Jesus, van die Hebreërs 11 sê vir jou, sonder geloof, Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof kan jy God nie behaag nie, jy moet glo
dat God se woord is die waarheid, dat Jesus vir jou gesterf het. As jy dit glo, kom jy en jy gee jou hart en jou lewe vir Jesus, dan kom die Heilige Gees en hy verander jou binneste en hy verseël jou. En dan vind 'n verandering plaas. Dit is wedergeboorte, jou natuur verander. As 'n liedjie wat ons jare terug gesê het, the sins I used to do, I do to them no more. Ek vloek nie meer nie, ek vertel nie meer viestelike grappe nie, maar ek meng eerder nou met Christene wat ek met goddelose mense meng. En ek het baie vriende gehad, ek tot bekering gekom het en daarna toe het hulle almal my verlaat, maar ek het 'n vriend gekry wat sterker te aanhang as 'n broer. As op 'n Vrydag aand na die jeugdiens by die Padkafee gaan stop om 'n koeltang te drink, was hulle almal daar, kom net die fliek uit. Dan kom pak hulle om die kar waar ek is, dan vra hulle my getuig ek, vertel ek vir hulle van Jesus. Ja, Jesus is wonderlik, hy's alles wat jy nodig het. So regverdigmaking het te doen met ons stand voor God. Wanneer jy jou hart, jou lewe vir Jesus Christus gee, word jy van die donker natuur van sonde, in die koninkryk van duisternis, sê Kolossense, word jy oorgebring in die koninkryk van die lig van die Seun van God. Jy behoort nou aan die Here. Die oomblik wat jy jou lewe vir Jesus gee, die oomblik wat jy met jou mond bely en jy sê vir Jesus, ek neem jou aan as my saligmaker. Ek is sondaar, vergewe my, ek bely my sonde. Die oomblik wat jy die evangelie glo, red God jou en hy verlos jou. Want Christus het die prys betaal. Die wet kan dit nie doen nie. God het dit gedoen deur Jesus Christus. Jesus het in jou plek en my plek op die kruis gesterf. En nou het hy die middelaar geword tussen God en mens. En daar is geen manier, nou die Handelinge 4 vers 12 sê, en die saligheid is in niemand anders dan nie. En daar is geen ander naam gegee onder die hemel of op die aarde, waar daar enige mens gered kan word, behalwe in en deur die naam van Jesus Christus alleen. Ek het vroeër van hierdie lering vir jou gesê, daar is baie godsdienste in die wêreld, almal van hulle het hulle eie idee van hoe om met God reg te maak. Maar baie van hulle glo in die almagtige God. Hele klomp, moslems ook, ekskuus. Maar hulle glo nie in Jesus Christus nie. Romeine 4 vers 12 sê die saligheid is net in Jesus Christus alleen. Sorry, geen ander manier nie, geen ander godsdienst nie, net in Jesus Christus glo alleen. Wanneer ek in Jesus glo, dan word ek regverdig verklaar by God. Jesus is my geregtigheid. God het my regverdig verklaar. My lewe is saam met Christus verborge in God. En nou van die wedergeboorte ook plaas, my natuur verander. En ek lewe 'n rein en 'n skoon lewe voor die Here. So regverdigmaking is die wettige handeling van God, waardeur die mense wat hulle geloof in Christus stel, deur hom aan te neem as hulle saligmaker, regverdig verklaar is deur God en in God se oë vrygespreek is van alle sonde en smet en skuld van sonde. Ek sluit af met 2 groot teksverse. 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. 1 Johannes 1 vers 7, en die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Hou vas in hierdie waarhede, mense. Glo in Jesus Christus, omhels hom, gee jou hart en jou lewe vir hom, dien hom getrou en opreg, want wanneer hy kom om ons te kom haal, dan gaan ons vir ewig en altyd by hom in die hemel van God wees. Uit genade is jy gered, sê Efesiërs. Nie uit jou werk of uit my werk uit nie, dit is 'n gawe van God, it is a gift of God. Accept this gift, aanvaar die genade gawe van God in Jesus Christus. Die Here seën jou.